Baie hartlik welkom by KSM se reeks Unstoppable en ook baie welkom dat jy meelewe en deelneem. En ek weet sommer dat die Here vandag ook deur die musiek, deur die aanbidding en deur die sang en deur die Here se goeie woord 'n paar ou en nuwe skatte in jou lewe na vore sal bring. So kom ons raak vir 'n oomblik in gebed stil voor die Here. Liewe Here, baie dankie dat ons U naam kan aanroep, omdat U ons op die naam ken. Dankie dat U ons beter ken as wat ons onsself ken. Dankie dat U ons so goed ken, dat U U Heilige Gees in ons harte uitgestort het. Here God, ons wil vra dat U naam geëer en verheerlik sal word, dat wanneer ons nou ook met die Bybel U aangesig soek, dat dit 'n woord van lewe en krag en vryheid, maar ook 'n uitdagende woord sal wees, 'n woord wat ons harte hervorm tot eer van die Here. Ons vra dit in die mooi, kragtige, lewende naam van Jesus die Here. Amen. Dit is die eerste keer dat daar ooit so 'n skokkende uitnodiging was, dat die wêreld, die heelal as te ware tot stilstand gekom het. Dit was in daardie oomblikke toe Jesus na sy disippels gekyk het en na die skare en vir hulle gesê het: as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Jy en ek het al so gewoond geraak by wyse van spreek aan hierdie woorde, dat dit sommer net so bo oor ons kop verbygaan. Kruisdra het so lig geword, dat die gewig van die kruis weg is. Dit het 'n ornament geword. Dit het 'n mooi beeld geword. Dit het 'n soort van 'n simbool geword waarin ons so gewoond is, dat dit eintlik nie meer ons harte raak nie. Maar kan ek vir jou vir 'n oomblik terugvat na Markus 8, daar by vers 34, eintlik daar by vers 31 en verder. Jesus is in die nie-Joodse stad Caesarea Philippi, daar in die omgewing. Dis 'n stad waar die Romeinse keisers hulle gode gehad het, waar selfs van die keisers kom vakansie hou het. Dit was 'n nie-Christelike, nie-godsdienstige plek. En jy's daar, in Noord-Galilea, jy's daar, vra Jesus vir sy disippels: wie sê julle is ek? Ja, en dan kom Petrus met die antwoord van alle antwoorde. Jy ken dit. As hy dit daar vra in vers 29, dan antwoord Petrus: U is die Christus. Ja, die beste antwoord in die hele heelal. Die antwoord wat die sleutel is om hemel en aarde oop te sluit. Wanneer jy met jou lewe bely, Jesus is die Christus, met jou mond en met jou hart, is dit reddingstaal, is dit hemel oopsluit taal, is dit nuwe lewe taal. Ja, en daar het ons ongelukkig baie keer ophou lees, want vir meeste mense is Jesus slegs 'n verlosser. Nou moet jy mooi luister, want anders gee jy dalk verkeerd hoor. Ek sê hy is slegs hulle verlosser. En dit het my so bietjie uit my seile uitgebul toe ek op 'n dag my Griekse konkordansie vat en ek tel deur die Nuwe Testament hoeveel keer Jesus verlosser genoem word. En dit was so rondom 25 keer as ek reg onthou. Natuurlik is hy die verlosser, daarom sê ek luister mooi. Natuurlik is hy die redder. Natuurlik is hy die Christus. Maar as die beste, enigste vraag is wat jy kan vra, hoe kom ek in die hemel? Dan het jy nog nie Jesus in stereo, in surround sound as jy wil gehoor nie. Dan is dit nodig, soos die tema van vandag sê, vir 'n hervorming. Want vir meeste mense is Jesus net hulle verlosser en nie die Here nie. En dit is die volle klank van Jesus. Die volle klank is nie net om te sê wie hy is nie, maar om te hoor waartoe hy jou roep. Hy roep ons tot die dra van 'n kruis. En daarom in die Nuwe Testament gaan jy oor die 700 keer die woord Here hoor.
En dit word meestal vir Jesus gebruik. Maar lyk vir my die kerk is dikwels tevrede en meeste mense is net tevrede, jy moet net kan bely, hy verlos jou en hy gee vir jou 'n plek in die hemel. Maar Jesus vra soveel meer, hy wil nie net my verlosser wees nie, ja, dit ook. Maar Petrus, jy het nie genoeg bely nie, kerk van 2021, jy het nie genoeg gesê nie, Christene van die wêreld, jy het nog nie genoeg gedoen, as jy net sê, Jesus is julle verlosser nie. Mooi so, maar Petrus, hoor hier, as die skare rondom Jesus staan, as iemand agter my wil aankom, vers 34 van Markus 8, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. En ons het nou aan die begin vir mekaar gesê, dis die skokkendste ding ooit, want tot op hierdie oomblik weet ek nie van enige leier, enige rabbi, enige denker van daardie tyd wat ooit die beeld gebruik het, dat as jy hulle wil volg, of hulle leringe wil volg, moet jy 'n kruis dra nie. Dis 'n skokker, as jy wil. Dit is iets wat almal in 'n oomblik in hulle voete laat stilstaan, laat breek, laat sê, wat? Nee. 'n leermeester wat met so skokkende, walglike beeld begin. Nee, as jy wil volgelinge hê, kry 'n beter beeld. Kry bietjie 'n PR of kry bietjie 'n beeldbou, 'n beeldpoetsspan wat vir u bietjie beter taal gee, wat bietjie kyk na u profiel op sosiale media. Want kyk, as mense wil volgelinge hê, kan jy nie met so 'n robuuste beeld begin nie. Laat ek verduidelik. Kruisdra. Die kruiswoord, die woord wat kruis is, was verbode volgens die Romeinse jurist, regsgeleerde Cicero. Hy leef ook in die tyd van die Nuwe Testament. In een van sy werke verbied hy Romeinse burgers om die woord kruis te gebruik. Dit moet ver van hulle ore af wees, ver van hulle oë af wees. Dis 'n verbode woord. Nou hier in ons dag is daar ook 'n klomp verbode woorde in Suid-Afrika. As jy dit gebruik, is jy in tronk moeilikheid. Kruis was 'n woord wat Cicero gesê het, laat ek een van julle hoor daai woord gebruik. Hoekom? Dis te walglik. Dis te makaber. Dis te skokkend. Kruise was gereserveer vir die skuim, die uitvaagsels, die misdadigers, die vyande van Rome, en jy moes hulle so wreed en so barbaars as moontlik doodmaak. Ek sal vir jou verlang kon besig hou met hoe die Romeine en die Romeinse denkers kruise beskryf. Seneca, tydgenoot van Paulus, keiser Nero se filosoof, hy sê kruise is so wreed. Dit is so barbaars, dat as jy 'n keuse het, as jy hoor jy is gevonnis om 'n kruis te dra, want dis die beeld, jy word tot 'n kruisdra gevonnis, en dan dra jy jou eie paal, jou houtkruis, en jy sit dit, en hulle sit dit op, en jy word vasgekap, dan sterf jy 'n verskriklike dood. Seneca sê, pleeg selfmoord as jy kan. Josephus, die geskiedskrywer wat ook in die tyd van die Nuwe Testament lewe, vertel dat toe Jerusalem ingeneem is daar rondom die jaar 70, het die Romeine rondom die stad kruise opgeslaan en elke dag ten minste 500 Jode gekruisig in enige posisie, onderste bo, aan hulle hande, aan hulle voete, deur hulle genitalie, maak nie saak nie, is hulle vasgekap, vertel Josephus, en is hulle op barbaarse maniere dood. Dikwels is kruiselinge gelos om te verrot, meeste van die tyd aan die kruis vir weke, om 'n afskrifmiddel te wees. Kruise was laag, nie so hoog soos wat die ouens dit uitbeeld nie, dit was bloeddorstig. En die honde en die kraaie moes aan jou eet. En nou kom die Seun van God, van wie Petrus pas 'n mooi vroom kerklike belydenis gemaak het. U is die Seun van God, u is die Christus. Reg so sê Jesus, Petrus en almal rondom jou. Nou goed, as julle my wil volg. Ek soek meer as 'n belydenis. Dis die reformatie wat Jesus vra. Dis waartoe die kerk van 2021 opgeroep word. Almal veg vir die regte belydenisse. Jy moet maar net lees in die koerante en in die kerk. Hoeveel gevegte is daaroor? Wat sê die Bybel? Maar hoor wat sê Christus. Ek soek jou lewe. Ek soek nie net jou belydenis nie. Petrus, jy het nou mooi oor my bely en dit kom van die Heilige Gees af. Soos die Hollanders sal sê, well done. Maar as jy my wil volg, het ons 'n ander gesprek. Dan moet jy 'n kruis dra.
En dan moet jy hierdie veragtelike keuse maak om alles wat vir jou belangrik is, wat jou lewe bepaal, wat jou identiteit bepaal, dan moet jy dit alles in 'n mandjie sit, soos Paulus in Filippense 3 doen, en dit opweeg. Want die kruis is 'n aanstoot. Het jy al ooit 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 25 gelees? Paulus sê die kruis, hy gebruik die Griekse woord, is 'n skandalon. Dit is 'n verskoning, 'n skande. Dit het die kerk 300 jaar gevat voordat die kruis 'n simbool geword het. Dit is eers in die tyd van Konstantin, daar in die begin van die 4de eeu, toe hy 'n droom van 'n kruis gehad het, dat die kruis die simbool geword het. Paulus het gesê, my Here aan 'n kruis, jy moet waaragtig weet, dis 'n aanstoot. Hy sê dit. Hy sê die Jode en die Grieke dink is dwaasheid en dommigheid en gekkigheid, maar dis juis hier waar die krag van God geopenbaar word. 1 Korinte 1 vers 18 tot 20. In die swakheid, in die skande. As jy daarmee kan saamleef en daai kruis kan dra, hoor nou, is daar lewe. En nou sê Jesus, Markus 8 vers 34, want wie sy lewe, vers 35, vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my in die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help dit dat 'n mens die hele wêreld as wins kry en hy verloor sy lewe? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wie hom dan vir my en my woorde skaam in hierdie ontroue sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens ook skaam wanneer hy kom met sy engele en bekleed is met die heerlikheid van sy Vader. So Jesus sê, jy gaan sterf. As jy 'n kruis dra, en dit het almal geweet, dis die beeld van kruisdra, die skokbeeld, soos Jesus het oorspronklik bedoel. Nie soos wat ons het bedoel in ons dag, gesaggemaakte kruis, wat hoogstens ornamentele waarde het nie, wat eintlik vir ons niks vra nie. Ek meen, vir die meeste Christene is dit 'n klein bietjie hier en 'n klein bietjie daar, 'n bietjie meer vriendelik in die verkeer, 'n bietjie meer verdraagsaam teenoor mense wat anderster is. Ag, en as ek tyd het, 'n bietjie meer geld, en as ek dalk tydjie het om daar betrokke te raak, dis nie wat Jesus vra nie. Hy vra nie jou geld nie, hy sê hou dit, onthou jy Ananias en Safira? Hy vra nie jou tyd nie, hy sê dis joune. Hy sê totdat jy jou kruis opneem, totdat jy 'n doodsvonnis vat, my veragtelike doodsvonnis vat, totdat jy jou kruis vat en my volg. Want jy moet een ding weet, meneer, mevrou, jong mens, ouer mens, watter mens ook al, ek gaan sterf. Want dis wat Jesus van nou af vir sy disippels 3 keer vertel in Markus 8 en 9 en 10. As jy my wil volg, gaan jy sterf. O, julle wil wonderwerke sien. Almal kom as daar wonderwerke is. Almal het getuienisse van die groot krag. Maar het jy al ooit Matteus 12 gelees? As die fariseërs weer kom en sê, doen vir ons nog 'n wonderwerk, en Jesus sê, weet julle wat se wonderwerk moet julle glo? Soos Jona 3 dae in die vis was, gaan die seun van die mens 3 dae dood wees, as julle dit kan vat. As julle daai Here en daai vloekhout kan vat, kan julle my volg. Vergeet julle wonderwerke. Johannes 2 vers 23 tot 25. O, baie mense het in Jerusalem tot geloof gekom toe hulle die wonderteken sien wat hy doen. Baie mense het in Jesus geglo, maar dan staan die ironiesste woorde in die Bybel, maar Jesus het hom nie in hulle vertrou nie. Hy het nie in hulle geglo nie, staan daar in die Griekse teks. O, die vraag is nie in die eerste plek of jy in Jesus glo nie, die vraag is of Jesus in jou glo. Hy sê, en hy glo in mense wat 'n kruis op hulle skouer het. Wat nie maar net nou en dan 'n paar oulike dingetjies vir die Here doen as hulle tyd het nie. Wat sê, Here, ek sterf vir Jesus. Ek teken af vir Jesus. Want hy sê, jy gaan sterf. Punt. Jy gaan jou lewe verloor. Punt. Dis die een ding wat so seker is soos kan kom. Ons almal, as die wederkoms nie aanbreek in ons tyd nie, sal iewers sterf. Jy gaan jou lewe verloor. Nou sê Jesus, kies om dit nou te doen. Kies om te sterf voordat jy sterf. Kies om jou lewe vir my te gee, want dit is soos die dood. Jy sterf. Ken jy Paulus? Dis Paulus se beeld. Ek is saam met Christus gekruisig. Ek is saam met hom dood. Ek is saam met hom begrawe. Ek is 'n nuwe mens. Dis die.
hervorming wat nodig is. 'n Kerk, gelowiges, wat nie maar net sê, Jesus het vir my sondes gesterf en ek glo hom en ek gaan hemel toe nie, maar wat sê, Jesus het vir my gesterf, ek het 'n plek by hom vir altyd en ek is hier op aarde 'n kruisdraer. Dis die volle evangelie, die evangelie wat in 2021 die wêreld sal aangryp, wanneer Christene hulle Here volg teen 'n prys. Waar ons uitdaging nie is om 'n maklike, sagte evangelie te hê nie. Nee, ons wil dit ook nie ongeskik maak nie, maar waar ons 'n evangelie het wat iets kos, want enigiets wat die moeite werd is, kos jou. As enigiets al die dinge wat maklik is, verloor mense ook maklik. Vra maar vir die ouens wat maklik geld gemaak het. Daar is nie so iets nie. Of wat maklik 'n studie voltooi het, of wat maklik deur die lewe is. Hulle sal vir jou sê dis 'n leuen. Dis daardie ouens wat Everest opgeklim het, wat Kilimanjaro gaan klim het, wat hierdie uitmergelende fietsritte en marathons hardloop en ry, wat in hulle werk vasbyt deur hulle studies jare en jare en jare, wat hulle 10,000 plus ure gedoen het, wat 'n verskil maak. Jesus sê, ek roep jou op tot 'n hoër standaard as jou eie. Ek roep jou op tot 'n hoër standaard as om my net as verlosser te sien. Ek roep jou op tot die belydenis. Christus die Here, wat 'n kruis op jou skouer sit, sal jy jou lewe vir my verloor? Sal jy saam met my gekruisig word? Sal jy saam met my vernedering verduur? Sal jy saam met my alles verloor? Want as jy dit nie nou verloor nie, gaan jy dit later verloor. As jy nie nou jou lewe opoffer vir my nie, gaan jy uiteindelik alles verloor. Verloor dit vir my. Sterf vir my, sodat jy in my kan lewe. Ook Paulus het dit verstaan. Want kruisdra is nie 'n pretbederwer. Nou is jou lewe saai en vervelig nie. Ek sal nooit vergeet nie, ek onthou 'n jong ouetjie wat eendag vir my gesê het, hy wil nog net so 'n paar jaar sy lewe geniet. Daar's nog 'n paar sondes wat hy wil deurwerk en dan sal hy die Here dien. Want Christene lyk vir hom so boring en snoring, so vervelig dat hulle kan iets oorkom. Die Here sê nie ek kom jou pret bederf nie. Hy sê wanneer jy jou kruis dra, verander iets in jou lewe, dan kan jy saam met Paulus jubel. Vir my is om te lewe Christus. Kan jy saam met Petrus sê, Here, waar sal ek heen gaan? Johannes 6. U het die woorde wat lewe gee. Kan jy saam die Emmausgangers in Lukas 24 sê, het ons harte in die vlam gevat toe hy met ons gepraat het, en dat jy 'n burning heart, 'n brandende hart. Kan jy saam met die disippels in Lukas 10 hoor, as Jesus uitroep, ja, julle moenie bly wees omdat die bose voor julle vlug. Julle moet bly wees omdat julle name in die boek van die lewe is, en dan juig en jubel Jesus. Kan jy saam met Paulus in Filippense 4 weet dat die vrede van God wat jou verstand en jou hart te bowe gaan, oor jou lewe die wag hou. Ja, dan is daar 'n ware reformatie. 'n Reformatie, 'n reformation of the heart. Wanneer jy Christus se kruis voel, die gewig, wanneer jy alles vir hom gee, jou lewe, jou ego, jou tyd, jou drome, jou planne, veral jou ego, wanneer jy niks is, sodat jy kan opkyk na God. In Filippense 2 se taal, almal as hoër as jouself kan ag. Wanneer jy in 1 Johannes 4 se taal met die liefde kan begin lewe, met Christus se liefde, en mense kan begin lief hê. Mense wat eintlik nie liefhebbaar is nie, mense wat jy eintlik moet haat, mense wat eintlik verfoeilik is. Wanneer jy hulle begin lief hê, as jy 'n kruisdraer. Wanneer jy in die taal van Romeine 12 huil saam met die wat huil en treur saam met die wat treur, en jou skaar by die nederiges, wanneer die bekers koue water uitdeel en jou vyande, as hulle honger is, vir hulle iets gee om te eet, en hulle vuurrooi van skaamte maak, maar dan is jy besig om 'n kruis te dra. Wanneer jy nie meer al jou aardse geld op jouself uitmors nie, maar saam met Barnabas daar in Handelinge 4 vers 32 tot 36, as mense swaar kry, ook jou besittings weggee, dan is jy besig om 'n kruis te dra. Wanneer jy saam met Paulus in Handelinge 20 vers 4 en 35
wanneer jy hard werk sodat die armes kan eet, omdat die Here Jesus gesê het, dit is beter om te gee as om te ontvang, dan is jy besig om 'n kruis te dra. Wanneer mense jou spot, omdat jy nie wil kompromiteer met die beginsels van die wêreld nie, dan dra jy 'n kruis. Wanneer jy jou nie skaam vir die evangelie nie, maar weet dis 'n krag van God tot redding en tot lewe, dan is jy besig om 'n kruis te dra. Maar bo alles, wanneer jy uitroep in Filippense 1 vers 21, vir my is die lewe Christus en die sterwe net 'n wins. Jawel, dan is jy 'n kruisdraer. Dan het die evangelie van Jesus Christus aangekom, aangeland. Ja, dis wonderlik. Dis aangrypend, dis 'n noodsaaklikheid om saam met Petrus te staan as Jesus vra, wie sê jy is ek, om te sê, soos in Markus 8:29, U is die Christus. Maar dan moet jy hoor dat Jesus omdraai en jou in die oë kyk en vir jou sê, as iemand agter my wil aankom, dan moet hulle self verloon. Hulle moet my kruis opneem en agter my aanloop. Want as jy jou lewe wil behou, gaan jy dit verloor, maar as jy jou lewe vir my verloor, het jy gewen, vir altyd gewen, het jy wins gemaak, wat tot in ewigheid sal aanhou. Dan hoef jy nie te bekommer oor jou plek in die hemel nie, dit is Jesus se verantwoordelikheid, dan stap jy elke dag. Dit is Bonhoeffer wat gesê het, genade is verniet, maar waaragtig nie goedkoop nie. Dit kos God se kind 'n kruis. Dit kos hom sy lewe. Wat kos dit jou om Jesus te volg? Wat vra dit van jou? Vra dit jou hele lewe? Of vra dit jou spaartyd en jou oortollige geld? Christus kom staan vandag voor jou en sê, wat sê die mense van my? Nee, wat bely jy oor my? Nee, hoe lyk jou lewe vir my? Wil jy jou kruis opneem en my volg? Dan het jy alles gewen, nou en vir altyd. Hoor die Here se woord, as dit jou uitdaag, tot hervorming van jou hart, tot hervorming van jou lewe. Dra jou kruis en leef. Amen. Dankie Here Jesus, dat U my roep tot U standaard. Ek bely dit onmiddellik, Here, ek kan nie. Ek is te swak, ek struikel, die kruis is te swaar, sal U dit my help dra. Dankie dat U dit sal doen. Dankie dat U my ook sal dra en nie sal los nie. Hou my styf vas in hierdie tyd. Hou my styf vas in U arms. Dra my. Dra U kruis my, sodat ek U kruis kan dra. Dit is my gebed, Here Jesus. Laat my lewe hervorm tot U eer. Amen. Ons gaan die Here nou dien met ons finansiële bydraes. Langs my op die skerm sal jy al die detail daarvan sien. Kom ons sluit af met 'n lied waar ons ook antwoord op die Here se woord wat na ons toe gekom het. Kom ons sing daar waar ons is, in ons huise en waar ons kyk, hierdie lied van harte en met oorgawe saam. By the cross you came and broke them down. You broke them down. There were chains around us. By your grace we are no longer bound. No longer bound. You call me out of the grave. You call me into the light. You called my name and then my heart came alive. Your love is greater. Your love is stronger. Your love awakens, awakens, awakens me. Your love is greater. Your love is stronger. Your love awakens, awakens, awakens me.
me. Your love is greater, your love is stronger. Your love awakens, awakens, awakens me. Your love is greater, your love is stronger. Your love awakens, awakens, awakens me. Your love awakens me. Your love is greater, your love is stronger. Your love awakens, awakens, awakens me. Dit was 'n voorreg om vandag uit die Here se woord te reis en 'n uitdaging en 'n verantwoordelikheid. Die Here roep ons op tot 'n hoër standaard. Maar hy wil ons ook seën en daarom mag ek in die naam van die Here ook die Here se seën met jou deel. Die genade van ons Here, Christus Jesus, God se liefde en die spesiale teenwoordigheid van sy kosbare Heilige Gees is met jou al die dae van jou lewe en tot in ewigheid. Amen.